een, ons is allemaal baie lief vir Danny. As Danny nou gedink het, dan gaan die trane wees nie, dan is dit nou nie regverdig van haar. Maar ons wil toch sê dat, in Engels sê dit so mooi, we want to celebrate her life. Ons wil haar lewe herdenk en leef. Want dit is seker wat sy wou gehad het, dat ons sal dink aan haar, maar dat dit 'n vreugdevolle situasie is, mense sal nie kan verstaan nie. Maar as 'n kind van God, het sy die sekerheid gehad in wie sy glo, het sy het geweet dat hierdie is wat die oorgang van hierdie kant in hierdie wêreld tot in die ewige heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Die woord van die Here sê in Romeine 8 vers 18, en reken dat die teëspoed en die pyn van die eie woorde nie kan opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Not one of us here knows or has got a thought of what it's going to be like on the other side. Ons kan bepeins, ons kan dink, maar dit is nie aan ons geopenbaar nie. Dit is nog soos 'n spieël en 'n raaisel, sê die woord. Maar eendag sal ons hom sien van aangesig tot aangesig. Dan is die openbaring daar. When we see Jesus. En op hierdie oomblik, terwyl ons menslike hart seer is, en dit nie 'n aangename tyd is nie, is daar vreugde in die hemel van nog een wat dit gemaak het. Daarom vlak wil ek net die hand opsteek vir 'n oomblik saam met my. Sê dankie Here vir nog een wat dit gemaak het. Al die eer op die Here toe. Amen. Maria is ons reg daar. Baie dankie. Kom ons staan. Van saam bid asseblief. Hemelse Vader, baie dankie dat ons U kan ken as ons God en Vader. 'n Mooi skrifgie wat sê, ons ken hom in die krag van sy opstanding. In ander woorde, ons weet in wie ons glo, dat hy opgestaan het uit die dode, en hy lewe tot in ewigheid. En omdat hy lewe, kan ons ook lewe tot in ewigheid. Daarom bid ek, Here, dat U hierdie verrigting sal seën, dat U ons sal oorskadu met U liefde en genade wat so groot is. Die groot genade van God. We thank You for Your ultimate grace upon us, Lord. And we pray that You would just carry us through in this moment of where we have to say on this side of the earth our goodbyes. But we're looking forward to that wonderful day when we will meet again. We ask that You would bless this service, the word, everyone that shall hear. We ask it in Jesus' name. Amen. Ons gaan 'n koortjie saam sing, want dit is die geliefde koortjies. Gaan ons hierdie een sing daarbo in die hemelse Kana. Ontmoet ons mekaar met Jesus oor daar. Dat is ook die tweede vers wat ons sal sing. Ons sing dit 2 keer saam. Kom ons sing dit saam. Oh,
baie dankie en neem jy sit bly. Ons gaan nie altyd almal dieselfde tyd hemel toe nie. Maar as ek vir julle sou vra, en ek doen dit baie by so 'n diens, as jy wil hemel toe gaan, is die enigste manier waar ons hemel toe kan gaan, is deur die doodsvallei. Maar dis net een tree uit hier en een tree in daar. En elkeen van ons het 'n bepaalde tyd. Ek lees so 'n paar versies. Sal ek 'n bietjie daaroor praat wat die woord van die Here sê. Die eerste vers wat ek wil lees, of versies, is in Prediker, die 3de hoofstuk, baie bekend. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak om in die hemel is daar 'n tyd. 'n Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. 'n Tyd om te plant, en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak, en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek, en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te ween, en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om weerklaag, en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n Tyd om klippe weg te gooi, en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. 'n Tyd om te onthels, en 'n tyd om ver van te wees van omhelsing. 'n Tyd om te soek, en 'n tyd om verlore te gaan. 'n Tyd om te bewaar, en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeer, en 'n tyd om aan mekaar te werk. 'n Tyd om te swyg, en 'n tyd om te spreek. 'n Tyd om lief te hê, en 'n tyd om te haat. Tyd vir oorlog, en 'n tyd vir vrede. Hierdie is 'n geweldige, intense skrywe van die Prediker, hierdie 19 versies. En dit sê so baie, maar dit sê alles. En die gedeelte wat sê in vers 2, 'n tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. Dis in een sin gesê. 'n Tyd om gebore te word, en 'n tyd om te sterwe. Jy sien op al die blaadjies, is dit altyd so streepie, en het seker het al gehoor. Mense seker daaroor gepreek, ek het nog nooit daaroor gepreek. Maar tussen die twee datums is daar 'n leeftyd wat nie oor gepraat word. Maar jy kan, as jy nou die res van die gedeeltes lees tot vers 10, dan kan ons sien daar is sekere snitsels wat uitkom op daai streepie. 'n Tyd om geboorte te word was ook daar vir Daniel. 4de Mei 1967. Wat was jy toe aan, die ouer sis. Maar toe sy gebore word was, haar eerste verskynsel op hierdie aarde, was daar nie selfone nie. Maar daar was wel telegramme en telefone. En dan die telefone gelei. En dan was almal bly oor dit wat gebeur het. Daar's 'n nuwe lewe wat in die aarde ingebore was. En toe begin Daniel se lewe. En ek wens ek kon, want dis onverwags wat gebeur het. Net so onverwags soos wat hierdie elektrisiteit het afgegaan het, presies op 11 uur, 12 uur. Dit verbaas my, maar so is die lewe. Ons sal op een oomblik so dink en dan is dit als verby. Maar jy sien, niemand kies daai gedeelte wanneer ek nou gaan sterwe nie. En as iemand nou sy eie tyd vat om dit te doen, dan is dit nie volgens God se wil nie. Maar God het 'n bepaalde tyd vir elkeen wat hier is. For everyone here today, there's a certain time when you were born, and there's going to come a time when you will also die. And in between, the life we've got to live
En so kan ons aangaan in die lewe, die apostel Paulus skryf en hy sê, my lewe is soos 'n brief wat geskryf word, wat gelees word deur wie? Deur almal om my. En ek het al 'n paar verskillende goedjies gehoor en ek ken die familie nou so om en by 22 jaar. En ek het dit laas keer gesê met die suster wat ook gegaan het, Marinda. Maar jy weet, dit is 'n familie wat geheg is aan mekaar, dit is 'n liefdevolle familie. Dit is nie 'n familie wat mekaar aanvat en kwade gevoelens het nie. Ja, ons het almal die dinge wat ons deurgaan. Goeie tye, slegte tye. Maar dit is 'n familie wat deur moeilike tye en goeie tye saam staan. En Danny was ook een van hierdie familie. Gebore Daniels. Ek het ook al pa geken. En die lewe sy daar aangegaan en skool begin en daar kan baie oor gepraat word. En toe later, toe sy skool verlaat begin werk en dan getrou en die hele lewe geskiedenis van Danny was daar. Haar 2 kinders in die lewe ingebring. En sy kan ook baie goedjies skryf. Maar dit gaan oor wat kan ons almal skryf. Ek het al baie keer gesê dat as iemand ver staan van iemand en praat oor iemand, dan kan hulle skryf oor daardie persoon. En ek het die ander dag gesê in die sonneskool toe sê julle vir my, wie het Moses opgevolg? Ek sê hy was 'n sterk man en hy was 'n baie bekende man. Wie was dit? Sy steek een steekie sy hand op, klein. Hy sê Nelson Mandela. Dis ek nee, dis nie hy nie. Dis amper so uit, maar nie hy nie. Jy sien dit daar, beteken dat soms van ver af, dan weet ons nie. Maar al wat ons nader kom aan die mense wat ons ken, dan begin ons hulle leer ken soos wat hulle is. Dan besef ons is maar net mense soos al die ander mense. Kan ook kwaad word, kan ook lekker lag, kan ook huil. Want die mense saamgevat in 'n liggaam wat vol is van emosies. En daardie emosies van een tot die ander is nie dieselfde nie. Daarom kan baie mense dan skryf maar as vriende kring. En ek het net voor die diens aan iemand voorgestel, ek was Danny se vriendin. Kan sy seker ook skryf, 'n brief skryf oor Danny. Miskien 2 bladskye, miskien 3. Maar nou as ons kom by die familie, dan glo ek dat gaan meer as 3 bladsye kan geskryf word. Maar as dingetjies wat gebeur het in die jare, dan is dit ook 'n familie wat lief is vir byname. Jy sal dit later hoor. Ek sal graag net na die diens verhoor, wat sê julle was my bynaam? Net nie soos toe ek jonk was, en sê dat my bynaam was Frekkelvuis, omdat hy rooi kop spoed gesit was. En ek was nie baie genoeg daarmee. Maar toe besef ek, jy raak ontslaaf van die spoed, dis wat jy hoor. Maar alles byname en maar mooi troetelnaampies wat gegee word. En dit is 'n bewys van iemand se lewe wat beweeg het. En dan as ek reg het, die familie my verskoon as ek nie reg het nie, maar soos wat ek gepraat het van laas keer met Marinda se begrafnisdiens hier en Danny teenwoordig was, het ons agtergekom as jy nou 1 en 2 by mekaar so Danny het geweet, is iets aan die kop. Niels, miskien jy, miskien meer as ander. Ons ken hulle ook 22 jaar. Hulle was seker, hoeveel seker 8, 9 jaar deel van ons selgroep, waar ons saam koek geëet het, saam pastye geëet het, saam gesels met die woord,
saam in die woord ingegaan. Toe was dit nie 'n lekker dag toe hulle dan besluit hulle gaan plaas toe nie. Maar sy was elke dag, sê ek reg, elke dag met 5 vroue kom. Sy mooi dingetjies gestuur. Nooit iemand aangeval en nooit probeer kwaad praat. Maar sy was daar om die mooi dingetjies uit die lewe te geniet. Ek het vir Werner gevra nou, wat het jou ma jou geleer? Toe was dit moeilik vir hom om te praat. Toe sê, maar een ding sal hy nooit vir jou sê, ma sê mens, sê jy weer vir my? Jy hoef nie van iemand te hou nie, maar jy moet lief wees vir elkeen. En dit is wat God sê. Die Here sê in Johannes, dat ons mekaar moet lief hê. En die wat nie lief het, is nie uit God nie. As alleen uit God uit, dat jy allemaal kan lief hê. En kom ons vat die woorde, dankie Werner. Net 'n klein greepie en 'n paar dingetjies in die lewe van Daniel. En dan lees ek graag hier so uit die woord van die Here, 'n ander gedeelte. Hy sê in Prediker die 9de hoofstuk, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met mag. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waarheen jy gaan nie. Dit is mooi wat sê. Doen wat jou hand vind om te doen, terwyl jy dit kan doen. Ons ken iemand, en ek sal nie sê wie dit is nie, julle sal hom nie ken nie, maar hy bou. Dit is regtig nie iemand wat julle ken nie, so moet nie spekuleer nie. En weet jy wat, ons het naderhand gesê, wel, en weet jy, ons het hom 'n bynaam gegee. Sy naam is Môre. Sê, hoor jy so, wanneer kom jy daai goedjies vir ons doen? Maar laat ek net kwijtwerk, vandag is 'n bietjie goed, maar môre, dan kom môre, dan bel ons en sê, jammer man, maar môre is ek daar. Nou wat ons besef is, môre se betekenis vir môre is nie dieselfde as myne. Maar jy sien, hy sê, vind dit wat jou hand vind om te doen dit nou. As jy wil sê, jammer vir iemand, moet nie wag tot 'n dag soos die nie. Maar dat ons vir mekaar sal sê, ek vergewe my. As ons kyk na vergifnis, ek wil nie daaroor praat nie, maar dit kan miskien relevant wees vir iemand wat luister. Om te vergewe beteken nie dat jy moet reg wees of verkeerd wees nie. Dit beteken net dat jy die situasie sal ontlont en nie vir die duiwel 'n plek gee in ons lewens nie. Jy sal sien op my bord hier so ergens, is iets wat my ma ons geleer het, my ouma van my ma. En my ma het altyd vir ons gesê, don't give the devil a gap. Want nie met hom 'n gaping gee nie, want hy sal dit vat met als in sy vermoë om te vernietig en te verbrysel. Die Bybel sê in Johannes 10 vers 10, hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. Maar ek het gekom, dis Jesus, om julle lewe in oorvloed te gee. En Daniel het haar lewe in oorvloed gegee. En hoeveel is 7 jaar of wat julle daar bedien, Niels? Om en by 7 jaar waar hulle 'n gemeente bedien. En sy het dit gekoester, hulle het dit so geniet. Ek was so bly toe ek dit hoor. Toe ek vir Niels vraag, nou wie is die pastoor daar is? Hy is die pastoor daar, maar hy is soos die pastoor daar, wat die woord elke dag, elke week. Is dit nie mooi nie? En so kan ons aangaan in die lewe van Daniel. En as ek het mag genoem, daar word gesê in die algemeen, daar was nog nooit iemand sleg by 'n begrafnis. En al die mooie dingetjies word uitgelig. Die spreekwoord sê,
There's good in the worst of us, and there's bad in the best of us. Dis maklik om vinger te wys. Dis maklik om klippe te gooi. Maar die een wat sonder sonde is, of sonder 'n probleem het, of sonder want ons is vergewe van ons sondes, maar ons struikel. Ek onlangs het baie keer nou gekwoteer in die gemeente, wat is 'n skrif wat vir my so baie beteken het. Hy sê, die regverdige struikel, val 7 keer, maar die goddelose 1 keer. Wat is die verskil? Is die goddelose beter? Nee, hy val en bly nie. Maar die regverdige val omdat hy 'n fout gemaak het, maar hy staan weer op. Ek dink ons is 'n tyd in ons lewe waar ons kom by mekaar, wat ons net moet besef, ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Tel vanaand daai telefoon op. Bel jou kind, bel jou pa, bel jou ma, bel jou kinders. Was nie lang terug nie, toe bel ek al ons kinders. Nou wil julle seker weet hoeveel, daar's baie. Ons het 5 kinders deur die genade van die Here. Elkeen gebel. So I want you to forgive me. Want ek het besef, Here, ek het my best probeer om 'n goeie pa te wees, maar ek was ook nie volmaak nie. To say, Dad, you got nothing to forgive, to give. Thank you, thank you, thank you. Maar weet jy waaroor gaan dit? Gaan oor my gevoelens. Sê jammer vir mekaar. Elke dag koop die tyd uit, sê Efesiërs. Koop die tyd uit, want die tyd is boos. Hoor wat sê hy? Alles wat jy aanvind om te doen, doen dit met jou mag. Want as geen werk of oorleg of kennis of wysheid, al die kennis en al die wysheid is 'n nul wanneer jy jou asem uitgeblaas het. Ons skoon nog so skrifgie uit Daniël. Hoor wat sê Daniël 12 vers 3. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel. En die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altyd. Die regverdige is soos 'n glans in die uitspansel van God. En dan eindig hy hier in vers 13. En jy, praat met die mens, gaan hier na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van dae. As ek dit mag sê, sy wil nou nie na 'n pastoor luister meer nie. Sy is daar in die teenwoordigheid van God. Maar hoor wat sê die woord van hier. Sy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming aan die einde van dae. Daar kom 'n tyd nie lank van nou af nie. Die wêreld lag dit af, spot daaroor. There's a day coming, wanneer die Here gaan terugkom, ewe skielik soos weerlig. Die Bybel sê soos 'n oogwink, 'n milie-oogwink, dan is dit verby. Dan sal die wat in die Here gesterwe het, opstaan, saam met hom in die lig tegemoet. Dis my begeerte, en ek glo, Niels, as ek dit mag sê, dat dit Danny se begeerte sou wees om self hier te kon staan en sê asseblief, ek vra mooi, daar is lewe aan die ander kant. Die ander kant is 'n werklikheid. Is nie soos baie mense sê, jy sterf soos 'n hond en is verby nie. Nee, 'n dwaas sê dit. 'n Dwaas sê die woord. Maar hy wat in God glo, hy sal weet dat God in beheer is. Just one step and you've
made it into glory land. Maar wees getrou, wees seker die naam is geskrywe in die boek van die lewe. Ek vra dat die almal asseblief vir een oomblik net die oë sal sluit. En ek gaan mooi vra, ek gaan nie vra dat die vorentoe kom nie. Ek gaan net vra, as u miskien vandag net opnuut, al dien jy die Here, maar as u opnuut wil besluit om 'n oorgawe te maak, dat die Here van vandag af, gaan daar 'n verandering kom. Steek net die hand op. Ek gaan dit nie uitroep nie, steek net die hand op. Wees daar, daar's hande wat oral opgaan. Jy sal nie spyt wees nie. Ek gaan nie in 'n verleentheid stel nie. Ek gaan nie vir hom op te staan, steek net die hand op en hou dit daar. Sê Here, moet dit maak ten alle koste. Baie dankie, Hemelse Vader. Baie dankie dat ons net so 'n paar minute om praat oor u woord, die werklikheid van die lewe, en ook so 'n paar klein dingetjies wat ons later meer van sal hoor van Danny. Dankie Here dat sy dit gemaak het. Die hemel juig en ook die aarde juig vir nog een siel wat ingekom het. En daarvoor sê ons hier baie, baie dankie in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou kyk na 'n slideshow. Gary, if you could help us there. En daarna sal ons voortgaan met die res van die diens asseblief. I call you, I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wild. You come to me, give me everything I need. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Speak the language of love like you know what it means. It can't be wrong. Take my heart and make it strong. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. In your heart, sing the start of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Just as long as I'm here in your arms, I could be in no better place. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met.
Didn't know today would be our last, that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne.
dankie vir daai slideshow. Ons gaan nou luister na verskillende hulpbronne. Eerste Letitia Fraser, dan Niels, daarna Hardy, Gary, en dan verder, as ek maar allemaal vorentoe kom. En dan elke net, so hulle hulpbronne baie dankie. Dankie vir die voorreg om iets te mag sê. Waar begin 'n mens om iemand so kosbaar en spesiaal te beskryf? Ek dink, en wat ek ervaar het, wat ek uiteindelik geleer het van wat ek al leer ken het, en hoe ek al leer ken het, sy was 'n hartsmens gewees. Sy het sonskyn in haar hart gehad. Sy het altyd die mooi in die lewe gesien. Het sy seer geken in haar lewe? Ja, net soos ons almal. Maar sy het altyd gekies om die beter kant te sien en ook die beter kant te betree. Ek het haar ook leer ken as 'n persoon wat 'n baie edele hart gehad het. 'n Opregte, warm, mooi hart. Sy was 'n vrou met vaste beginsels en waardes. Dannelie was altyd vriendelik gewees. En sy het 'n omgee hart gehad, soos min. Ek onthou die geleenthede wat sy hier by die pastorie gekom het. Was daar nie een keer wat sy opgedaag het sonder 'n klein pakkie wat sy gebring het, of daar 'n sweetie in was, of 'n boekmerkie. Dit was Hannelie se hart. Sy was 'n geemens gewees. En ek het, dis so moeilik om alles in woorde vas te vang vir 'n persoon wat so voluit geleef het. Maar die Spreuke vrou het by my opgekom. En ek wil nie die hele Spreuke vir u lees, jy kan dit self gaan lees. Maar daar's 'n paar versies wat tog vir my uitgestaan het. Wat ek net so wil aanhaal, wat ek Dannelie so duidelik daarin kan sien. En ek wil haar naam hier insit en sê, Dannelie, sy het haar ledene omgord met krag. En sy het haar arms stewig gehou in die eerste plek in God se hand wat sy geanker was. Sterkte en eer was die kleed wat sy daagliks aangetrek het. En sy het altyd gelag, sê hulle in die boek van Spreuke, oor die dag wat kom. Sy het 'n blydskap in haar hart. Dannelie het 'n blydskap in haar binneste gehad. Te midde van storms, te midde van baie dinge, het sy 'n blydskap gehad. Dan kom hierdie Spreuke en hulle sê, haar mond maak sy oop met wysheid. En vriendelike onderrigting is op haar tong. 'n Vrou wat die Here vrees, sê die woord, sy moet geprys word. En ek dink as ek deur die boekie gelees het, na elke briefie wat geskryf is, en dit wat ek Dannelie as persoon leer ken het, dan was Dannelie 'n vrou wat die Here gevrees het. Dan was haar hart opreg voor die Here gewees.
boodskap uit die hemel vir ons sal kom stuur, dan sou sy gesê het, kies die volheid van die Here in jou lewe. Kies om alles in hierdie wêreld kruis te gee, om die Here te dien. Sy is onvervangbaar. Maar sy het 'n nalatenskap, sy het 'n getuienis geskryf, wat mense altyd sal onthou. Sy het indrukke in mense se lewens gemaak, wat hulle nie sal vergeet nie. En my gebed vanmôre is dat die Here elkeen wat 'n verhouding met Daniel gehad het en wat al baie gaan mis, dat die Here julle op 'n besondere manier gaan ontvang met sy liefde, sy vertroosting, soos wat net hy dit kan doen. En mag die Here elkeen, en in besonder vir Anne-Marie, die kinders, Niels en elkeen wat so na aan Daniel was, ervaar elke oomblik hoe die Here julle ondersteun met sy reddende regterhand. Wanneer daar voel, wanneer die leemte so groot is en die gemis en die verlange is daar, dat julle sal ervaar hoe hy julle met sy liefde ontvou en daarin vertroosting is. En dan wil ek net afsluit om te sê, lewe so, dat julle die voorreg sal kan hê om na God te kan sien. Dankie Paul. Ja, ek het al baie begrafnisse gedoen in my lewe. Maar wanneer dit naby jou mense naby jou hart is, kan jy nie help om te nie. Nou, ek het gewonder, terwyl ek hier sit, ek het Daniel ontmoet vir die eerste keer in hierdie kerk. Ek het sit presies daar waar jy gesit het. Sy het in die bank net voor my gesit. En ja, ek het haar net gesien en later met die selfgroep het ons begin gesels. En vanaf het dinge verder gegaan. En nou moet ek op dieselfde kerk kom. Weer kyk en sê totsiens. Dit is nou maar so, dit is hoe die lewe is. Ek het gewonder, hoe sal ek haar beskryf? Hoe beskryf 'n mens 'n prinses van God wat op die aarde was? Die naam prinses beteken 'n koningsdogter of 'n vrou van koninklike afkoms. Dit beteken ook iemand wat geroep is om waardigheid en gesag te leef. Daniel was 'n diamant geweest. Sy was 'n bonnetjie liefde wat God se blydskap uitgestraal het. Haar lig het altyd geskyn en sy wou almal om haar gelukkig sien. Haar hart het oorgeloop van omgee en elke mens wat haar pad gekruis het iets moois van haar huis toe gevat. Sy het geleef en laat leef en was altyd gereed om te gee, te troos en te dra. Dan het ook foute gehad, maar sy het my geleer en gesê, moenie kyk na mense se foute nie, maar soek daardie een klein mooi dingetjie in hulle lewe en bou daarop sodat hulle 'n ligstraaltjie vir Jesus kan wees. Sy het vir my gesê, jy is my liefie, want ek het jou van God gebid. Nou ons het 'n diamant verloor, 'n prinses verloor, maar die hemel het 'n engel bygekry. Baie dankie. Wanneer ek vir my ma boodskap as ek dit het, of voice notes vir haar gestuur het, altyd na die tyd om verskoning gevra vir die boek wat ek tik, of die ander lange storie wat ek altyd 'n audio boek gedoen het, wat ek vir haar stuur. So ek vra sommer nou al vir julle om
verskoning vir my lang storie wat ek met julle gaan deel. Vir die van julle wat my nie ken nie, of vir die van julle wat my ken, julle sal weet ek is maar 'n baie emosionele mens. Maar soos my ma altyd sou gesê het, drink nie te veel alcohol, kind. Met dit gesê, het ek dan 'n hele paar chop hulle. Maar ek weet nie of dit veel gaan help vandag. Mama? Of soos ek weer soms gedoen het, my moeder. Ek het in my wildste drome gedink. Ek gaan nou al hier moet stroom. Ek gaan nou al my boy sien. Ek onthou een van die gesprekke wat ons vir die laaste paar weke gehad het. Dat jy nog van my moeder gesê het, dat mense by begrafnisse net altyd oor die mooi van 'n persoon praat. En nie die dele wat ook nie so mooi was nie. Jy het vir ons gesê, jy wil onthou word as die persoon wie jy was. Jou goedheid, jou pragtige hart, jou opregtheid, maar jou foute ook. Jy wil hê ons moet eerlik wees en jou storie as geheel met almal deel. Maar dit is my moeilik, want vir my was dit fout. Maar was die slagbedeling. Vir my was jy die perfekte mamma. Die Here het presies geweet dat jy die perfekste ma vir my en Boeta sal is. Want ek dink baie mense sal saamstem, dit was nie altyd maklik om ons as kinders te hê. Maar jy het ons aanvaar, jy het ons liefgehad, presies soos wat ons is. Maar ek vra oor en oor vir myself, hoe groet ek my mentor, my trooster, my bemoedigde, my ondersteuner, my heldin, my ma, hoe lewe uit my lewe sonder my ma. Dan onthou ek, sy was maar 18 jaar jonk, toe sy haar ma verloor het. Sy het sterk gestaan en sy het sterkte in my en my broer ingeplant. Dan weet ek sal okay wees. Want sy het ons geleer om sterk te wees. Sy het ons gewys, mobiliseer saam met ons te dra, maar terselfdertyd om nooit die mense te vergeet. Jy was ons rots, mama, myne, Boeta, Jannie, oom Niels, Tannie Elsa, ouma Toets, Baak, Gary, Nathan, Danica, al jou familie, al jou vriende. Jy was ons steunpilaar. Jy was ons sonskyn, ons lig in die donker, ons alles. Ek sukkel om vrede te maak dat ek nooit weer jou kan bel. Nooit weer boeke of audio kan stuur. Nooit weer drukkies kan voel nie. Nooit weer vir jou pragtige stem en jou lag gaan hoor. Nooit weer in daai mooi groen oë van jou kan kyk nie. Maar ek het gerusheid in my hart, want ek weet, jy is by die Here. Jy is een van sy mooiste engele. Jy is vry van al jou aardse pyn, laste en seer. Oom Niels, ek weet nie waar om te begin om my dankbaarheid aan oom te wys nie. Ek kan nie genoeg dankie sê vir wat oom vir haar gedoen het en wat oom vir mamma beteken het. Oom is beslis 'n engel wat oor mamma se pad gekom het. Sy was so lief vir haar liefie, haar broertjie, en ek is so dankbaar dat sy elke keer, elke minuut van elke dag iemand so spesiaal soos oom gehad het. Boeta, my ou Boeta, soos nie genoeg woorde, selfs nie in die HT, om te beskryf wat 'n wonderlike seun jy was vir ons gehad. Jy was haar ou boelie, soos sy jou genoem het. Soos sy al ons ander, sy steunpilaar was jy haar. Sy het jou so lief gehad met alles binne haar, en sy was so trots op die jong man wie jy is. Dankie vir alles wat jy vir ons ma gedoen het. Dankie dat jy haar so bedaard het met al die seevakansies. Dit was toch haar gunsteling plek om te wees. Dankie dat jy 'n pragtige seun, 'n pragtige kind was en is, en so mooi na haar gekyk het.
Ek sal ewig dankbaar wees aan jou, Oupa. Jannie, my liefie, ek onthou nog een van my ma se gunsteling aspekte van jou, was jou lag. Sy het altyd gesê, hoe lief sy dit as Jannie lag. Want hy lag so lekker, hy val om dit lyk vir homself so met 'n opval. Sy was so lief vir haar bone seun, wat sy gekry het. Ek is so dankbaar, dat jy so mooi na haar dogter kyk. Dankie dat jy haar lief gehad het, soos jou eie ma. Dat jy saam ons as familie altyd weergestaan het vir die goeie en slegte tye. Dan die Elsa, hoe was dit sy? Dankie dat Tannie so awesome vriendin vir haar was, haar stoetse maatjie was. Sy was so lief en dankbaar vir Tannie. Dankie vir alles wat Tannie gedoen het en nog steeds doen vir ons. Ek waardeer Tannie uit my hart en ek is baie lief vir Tannie. Patriks, Mark, Gary, Tainten, Tanika en die ander familie en al haar vriende. Dankie vir julle rol wat julle in mamma se lewe gespeel het. Dankie dat julle haar lief gehad het vir die pragtige persoon wat sy was. Sy was so lief vir julle en soos hulle altyd sê, mens kan nie jou eie familie kies nie, maar as sy kon kies, sou sy julle oor en oor gekies het. Maar dan my pa, ek weet dit is nog meer as 'n dekade terug, dat jy en my ma nie meer getroud is nie. Jy het voor 23 jaar geken en vir 23 jaar lief gehad. Deur die moeilike tye het sy altyd vir jou opgestaan. Al was daar mense wat nie te happy was oor sekere keuses en besluite nie, het sy net die beste dele van jou oorgedra aan hulle. Sy was vir al haar jare baie lief vir jou. Dankie papa, dat jy haar lewe beter gemaak het, al was het net 'n rukkie, dat jy haar ondersteun het. Dankie vir alles wat jy gedoen het in daardie tyd vir haar. Ek kan ongelukkig nie vir elke persoon persoonlik bedank vandag nie, en my dankbaarheid oorgee aan julle, en julle aanbeel en wat julle in haar lewe gehad het. Maar aan alle ander vriende, alle ander familie, dankie dat julle haar hart gevul het met liefde, met dankbaarheid. Sy het al haar familie en al haar chommies so geniet en was so lief vir elke liewe een van hulle. Daar is so baie wat ek nog wil sê, so baie stories wat ek kan vertel, en ek weet dat elkeen van ons wat vandag hier is, soveel verhale kan skryf oor my ma, oor haar invloed in ons lewens. Laastens, mamma, wat ek sê, ek sal jou vir ewig saam met dra in my hart. Ek sal vir ewig jou eienskappe in myself en Boeta raak sien. Ek sal vir ewig jou probeer trots maak en jou wys dat ek die kind is wie jy groot gemaak het. Jy is en was die beste ma waarvoor enige dogter kan vra. Ek mis jou verskriklik. Jou tramstiek, soos hy my altyd genoem het, sal jy vir altyd onthou. My mooiste mamma. En ek sal vir ewig lief wees vir jou. Het is moeilijk om te staan in Canada. Het is moeilijk. Ik heb allemaal gezegd, ik ga niet heel vandaag niet. Maar dat ga niet werken. Zo. Ik moet niet zo aan mijn vandaag zitten. Ik moet gewoon op dat denken wat het is. Danny, you told us so much. Danny, you told us so much even without trying. Just be yourself. You showed us how to care for people. How to be there for each other, and how to appreciate little things in life. She had a way of making everything feel important and loved, and that is something I don't think any of us will ever forget. It's hard to explain just how much she meant to all of us, because it was the small moments, the conversations, the laughter, just the presence. We're all going to carry part of it with us, and how we treat people
Daai is so, dis een swaar hart dat ek hier staan vandag. Dit is nie die ander dag toe ek hier was en jy nog saam met ons was. Vir geen oomblik het ek gedink ons gaan hier staan vandag vir jou. Geen woord ek kan vandag sê hoe ek voel in my hart nie. My hart is, ek gaan nie meer hoor wat ek altyd vir my gesê het, eie kerk, en dan vir my raad gegee of probeer gee, want ek luister mos nie. Of dat jy gesê het, lief vir jou ou kerk, as ons klaar gepraat het, en waar die my altyd 'n ou drukkie gegee het, en nie gesmaak het. Ek was ontsettend lief vir jou gewees. Ons het 'n baie spesiale band gehad tussen ons. Ons is ander mense se. Ons het nie nodig gehad om mekaar elke dag te bel, of mekaar te WhatsApp. Om te weet hoe lief ons mekaar was nie. Daai band was nou net altyd daar tussen ons gewees. Weet die hemel is vandag bly om jou te hê. Maar ons harte is vandag beset en seer sonder jou hier op aarde. Dankie vir die 51 jaar wat ek jou kon ken. En die groot voorreg dat ek jou kon gehad het as 'n tannie. Ons gaan jou ons steeds blus. Rustig geslaap. Ek is baie lief vir jou kerk. When the sun shines on your face, remember the warm embrace. When the wind blows through your hair, just remember, it's me right there. May the wind of love blow softly and whisper in your ear. We love and miss you dearly and wish that you were here. I know how much you love me as much as I love you. And each time that you think of me, I know you miss me too. But all the best special gifts in life, however great or small, you have here as an aunt. It was the greatest gift of all. So, when you are walking down the street, and you've got me on your mind, I'm walking in your footsteps, only half a step behind. So please don't be unhappy just because I'm out of sight. Remember that I'm with you each morning and in the night. Daai tweede oproep. Wanneer jou wêreld reeds in twee geskeur is, ontvang jy daai tweede oproep. 'n Oproep wat jou laaste bietjie mens wees, dat jy so desperaat en vasbly, totaal aan kom breek. Danny was die hart van die familie, die een stilkrag wat alles bymekaar gehou het. Haar liefde was suiwer, onbaatsigtig en onvoorwaardelik. Danny was nog altyd my lig in die donker. Die een van die grootste seëninge wat ek ooit voor kon vra. Sy het my nie net geleer om sterk te wees nie, maar ook om te oorleef. En elke opoffering wat sy gemaak het, was daar nooit liefde wat gevra het om gesien te word nie. In haar stilte was daar geduld, in haar pyn was daar genade. In haar pyn was daar genade, en nagstruikel. Ek mag dalk breek, maar 'n hart van haar sterk is, sal altyd by my wees. Daar is 'n leemte in my hart, wat niemand ooit sal kan vul, maar ek sal haar waardes, haar herinneringe, en liefde altyd saam met my dra. Ek verlang na die klein dinge, jou stem, jou gelag, en die manier waarop jy gehad het om doodgewone dag betekenisvol te maak. So, jy was die sterkste mens wat ek ooit geken het. Ek het gesien hoe jy elke uitdaging in jou lewe oorkom, hoe jy jou eie trane afvee, hoe jy stil gevegte alleen geveg het, sonder dat enige iemand ooit geweet het. Al was die geheim wat jy gedraaid het, hoe geweldig swaar en groot, hier op aarde voel alles onvoltooid. Jou lag weer galm en weer vertrekke, jou liefde wag in plekke waar jy nooit weer kan besoek. Die wêreld hou nog steeds aan draai, maar 'n part van my sal nog altyd saam met jou wees. Rustig gesol, dit was 'n voorreg om jou vir 56 jaar te kon wees. Ek is en sal altyd bitter lief wees vir jou, altyd jou maakie boy. Last een. Heaven is never going to be the same. Daar is geen woorde op hierdie ou aarde om jou te beskryf nie. Jy was uniek. Nooit weer gaan 'n lewe dieselfde wees nie. Die late leemte wat net jy kon vul. Vir my sissies was ek Tutie of die generaal. As ou sis en moederfiguur was ek daar om voorbeeld te stel, raad en leiding te gee, saam te lag en ook saam te huil, en soms ook kwaad te wees. Nooit weer gaan ek daai woorde hoor, die generaal het gepraat nie.
Ek bly nou alleen agter. My hart is stikkend. Ek is stikkend. En ek weet nie hoe om die stukkie weer by mekaar te kry nie. Maar een ding wat ek weet wel, ek moet aangaan. Vashou, opkyk. My oë gefestig op Jesus. Tot ons weer almal saam ontmoet. PS. As jy daar kom voor ek daar is, kyk uit vir my. Ek kom ook daar. Okay. Ek het nie hierdie deel voorberei nie, maar my ma het altyd vir my gesê ek het die vermoë om dinge te sien wat ander nie kan sien. En die tema van haar lewe en almal se boodskappe wat deurkom is positiwiteit. En ek wil net bietjie gou vertel hoekom die diens vandag gebeur. Hoekom nie 'n week na die 19de April nie. Eerstens oor die syfer 7, wat soveel keer in die Bybel voorkom. Vandag is die 7de maand. Maar seker so in die begin van die jaar het my ma vir my gesê, sy het vir die Here gevra om haar gesond te maak vir ons 7de van hierdie jaar. En ons sou vandag see toe gery. En hy het haar gesond gemaak. Want hy het haar kom haal. En hy het haar vir die ewige genesing gegee. En aan die tyd, 12:00 op die kop, middel van die dag, gaan die krag af, wanneer die diens moet begin. Want sy het aangekondig, sy is hier. Ek het wel gevra, hoe gaan ek dit doen sonder haar? Hoe gaan ek hier kan staan sonder haar? En toe die krag af, die weet ek, sy is hier. En sy het vir my gevra het, hoe lang gaan hierdie diens wees? Want asseblief het moenie 'n tranentrekker wees. So, mama, daar was net een, dit gaan 'n tranentrekker wees. Ek gaan begin by mense wat van mama baie na lewe beteken het. Jy het gehoor, mama is verlede toe sy net klaar met skool, net 18 geword. En op daardie stuk van haar lewe was haar die lows gewees, wat haar deur dit gedra het. Van die Netta was mama se tweede ma gewees. En het mama in haar huis ingenooi toe haar wêreld losgeskep was. Van die Netta en onthou. Vandag sê ons totsiens aan 'n pragtige dogter. Dankie Danny vir jou pragtige nalatenskap aan elkeen van ons wat jy so mooi aangeraak het. Met jou pragtige hart en mooi wat jy in ons almal se lewens gestrooi het. Liefde wat jy altyd uitgestraal het. Jou mooi voorbeeld, jy was 'n lig vir ander. Jy het altyd tyd en geduld gehad vir ander en met liefde en dankbaarheid alles gedoen. Selfs wanneer jy deur moeilike tye gegaan het, het jy positief gebly en gesê, God is in die Here. Dankie vir die pragtige dogter wat jy vir ons was en sussie vir my kinders. Jy was baie kosbaar vir ons. Ons sal altyd ons tye saam koester. Van die Netta het met my gedeel in die week. Hulle het so braai en mama het vleis gebring. En pyp is daar en hy braai en sy sê vir pyp, hier is so'n vleis pyp. En hulle het so lekker gelag daarvoor. Ek sal altyd ons saam bid en altyd koester. Ons gaan jou mis. Met jou klein voetjies het jy diep spore in ons lewens gedra. Pragtige spore wat ons altyd sal onthou. Jou lewe was 'n getuienis van God se goedheid. Nou is jy veilig by Jesus.
sal jou altyd lief hê. Liefde kan nie net aan mekaar. Volgende wil ek na mamma se plaasmuis toe gaan. Wat vir mamma plaasmuis kan doen. En dit was mamma se stadsmuis. Meneer Amanda, my liefste engelvriendin, my plaasmuis. Die dag van 19 April 2026 sal ek nie vergeet nie. Ek wil nooit hierdie ontstellende nuus hoor nie. 'n merkwaardige vrou, 'n waagvrou vrou, wat in 'n oogwink van ons al weggevat is. 'n deel van my hart is saam met jou hemel toe, maar ek glo God het jou kom haal, omdat hy baie werk vir so 'n engelmens daar bo het. En wat 'n voorreg was dit vir my om jou vriendin van 29 jaar te kon wees. Die dag wat ek jou ontmoet het voorspring by die kleuterskool, het ek gebeur dat ek 'n stukkie goud ontdek. Jy het die mooiste glimlag soos 'n sonneblom wat altyd na die lug gedra was. Jy was die sonskyn wat die vertrek na God helder het as jy ingestap het, oral waar jy gegaan het. 'n borrelende mens die vol energie. 'n kind van God, lewenslustig, 'n vertroueling, raadgewer, als in een. Jy was daar die vroulike, humoristiese en aangegaan klein vroukie wat net altyd wou goed doen en help. Jou huis en beursie was altyd oop vir almal. As jy kon gee, was jy gelukkig. Al die pragtige, kreatiewe, handgemaakte goedjies wat jy met soveel liefde gemaak het mense se lewens so aangeraak. Elke oggend is ek begroet met 'n opgewekte, positiewe boodskap wat ek verskriklik baie gaan mis. Daniel was 'n uitnemende vrou, soos wat Spreuke sê vanaf vers 10 tot 31. Vriendin, jy is vandag toegeval in jou verlosser se arms. Hy sal jou altyd veilig hou. Jy leef in die hemel, maar jy sal voortleef in ons harte. Liefde is stadsmuis. Altyd. En die volgende ene is mense wat familie geword het. En mamma het altyd gesê, dit was stiefsusters, maar sy het altyd gesê, sy noem hulle nie stiefsusters nie, want ons net stief oor hulle nie. So dit was al sissies gewees. Wat aan die beds. Vandag dink ek spesiaal aan jou my sonskyn. Altyd lachende sis. Niks was ooit te veel vir jou nie, en jou beker het oorgeloop. Van liefde vir almal. Jou positiviteit in alle omstandighede sal my altyd daar bly. Jy het die idioom van die bol by die hoornsbach altyd uitgeleef. My sis wat altyd ver van my gebly het, maar altyd naby my was. Met boodskapies elke dag wat bemoedig en ondersteun. Selfs 'n paar dae voordat jy gegroet het, was jou antwoord dat dit goed gaan en stuur liefde vir almal. Danny, Sissa, rustig sonder pyn en weet vir jou as ek verseker baie lief. Jy as mens, vrou, mamma, sissie, dogter, het ek die hoogste agting gehad. Ons gaan jou baie mis, tot ons weer ontmoet by Jesus se voete. Baie liefde, Bets, David, DJ, CA en so. My mamma was groot gewees, maar sy het 'n vriendin wat selfs korter as sy is. Tannie Petro. Want Tannie Petro noem Alpie. Jy is 'n vrou met uiterlike vermoë, 'n vrou met 'n hart wat kan glo. Jy is sag vol liefde en afgerond, met 'n persoonlikheid meer werd as goud. Jy kan luister, jy ken liefde en jy verstaan. Jy is snaaks, maar ook ernstig. Jy is gemotiveerd. Jy ken jou Skepper. Maar bo alles is jy maar net ons meisie. Ons gaan jou mis, vriendin. Liefde ou Petro. En van een Petro na ander Petro. Wie wat sal weet, Petro van Azul. Een van die stifterslede van Vriendekring. Maar het altyd vir Tannie Petro van Azul gesê, sy moet 'n radiogroeper word, want sy vertel sulke lekker stories. Ai my liefste vriendin, dis tyd om totsiens te sê na soveel jare van die mooiste vriendskap wat enige mens maar voor kan wens. Hierdie totsiens oomblik is net vir my so vreeslik onverwags en so bitter finaal. Net soos 'n daterende vars brisie in my lewe kom inwals, daardie dag baie jare gelede toe jy en Niels van Kuns miskoop het. Ons het dadelik geklik en ek was nogal verbaas toe jy net daar voorstel dat ons telefoonnommers moet uithaal en gesels. En het ons gesels.
Want ons was allemaal lekker babbelbekke en die lekker saamkry het verder gekry die dag toe jy die vriendenkringgroepie begin het. Paar vriendin het met die tyd die groepie verlaat, maar daar was die paar wat altyd kon saamhel en bid vir mekaar. Toe verloor die kringetjie verliefste Wendy. En kort daarna, die hart en siel van ons groepie. Jy my vriendin. Ek dank die Here vir jou mooi lewe wat jy gelei het en in die proses die deel van 'n wonderlike voorbeeld en uitdeel van liefde, omgee, vriendskap, empatie, meelewing en altyd die mooiste glimlag en vriendelikste woorde vir almal. Ek glo in jou lewe was daar ook maar daar dat dit vir jou 'n inspanning moes gekos het, maar steeds was jou glimlach ewe breed en hartlik en het min geweet as iets jou sou hinder of ongelukkig maak. Dankie dat jy baie daarop daar die sagte skouer vir my was in die dae van my ma se siekte. Haar dood in die tyd daarna toe ek regtig baie alleen en verlore gevoel het. Min mense het al ooit so dieselfde voorliefdes en belangstellings met my gemeen gehad as jy. Die klippieswerk, die handwerkies en al die mooi dinge wat jy geskep het. Die trots oor die mooi maak van jou tuintjie en hoe mooi die blompotte se verf lyk. Die deel van vele foto's van my geliefde wolke, berge en sonsondergange. Dankie vir al die klein mooi dingetjies wat jy altyd op my gedoen het. Jy het geduldig geluister na ouma se werk vir haar kleinkind en sy sulke prestasies. En jy sal onthou om weer daaroor uit te vra later. Ware belangstelling en opregte omgee in werking. So kosbaar in vandag se lewe. Nooit kan ek vir vertel wat 'n impak en invloed jy spontane omgee en liefde op my as mens gehad het. Daarom vandag hierdie bitter finale dankie vir die hele klompie jare se liefde en leed. Baie grappies en lag en die mooiste herinneringe wat ons kon deel. Jy was 'n baie besige bytjie met 'n mooi sin vir humor en tyd vir die wêreld en sy mense. Jou dae en lewe was propvol en besig. Ek wou ook 'n paar keer al vra voordat ons tyd uitgeloop het, wat het geword van daardie kalfie? Want jy eens vet, hoe seker en al aan die oud word ook. Daardie was vir my kosbaar, dat jy 'n ou klein kalfie na my vernoem, saam met baie ander vriendinne en familie van julle. My hart huil oor die verlies en leemte wat jy vertrek na Jesus in my lewe laat. Maar ek gun jou die rus en salige vrede wat jy nou ervaar, sonder enige pyn of swaarkry. Rustig my liefste vriendin, met die mooie hart en die vrolike lachie. Altyd al die vir jou. Dan is het dan die man, en die manie, wat vir 48 jaar mama se vriendin gewees het. Hy my maat, en ek het dit kind toe ek 11 jaar uit was. Vriendelikste dochter met die mooiste maniere. Ons twee saam hoërskool toe en jy het so onverder man. Jy was so gewild op skool en allemaal by jou maat wees. Ons het fiets gerei en klop gespeel en ure aan een na die sterre gekyk. Dankie dat jy altyd daar was vir my. Altyd my in die positiviteit gemotiveer het en opgee was net my verlossing vir jy. Jy het seker gemaakt, dis ook nie vir my opsien. Ek kon lekker kwaai wees as ek myself jammer gekry het, maar dit was altyd met liefde en omgee in die beste raad. Jy het my verstaan en my geken en jy reg my werk. Altyd. So ons moet maar lekker lach met my man. Jy sê goed het my so baie dat skade laag. Ek is so jammer dat jy weer al die seer en siekloos van die laaste tyd. Jy was so mal oor die lewe. Ek gaan nou streef om die windpaal te bereik, soos jy my maat, sodat ek en jy weer kan saam skade laag. Ons allemaal wat so lief was vir jou, ons kan net vastklou aan Psalm 147, vers 3. My genees die wat gebroken is van hart en my verwonderde wonde. Vir altyd tot ons weer ontmoet. Pastoor het nou gepraat van ons familie wat soveel doennaam het. Julle het baie gehoor in die Hilde Blyke, val van die hele af. Het ons sol genoem. Ek het al die jare gevra, waarom die sol genoem?
het aan die net uitgesê, sy was Alma's oulik soldaatjie gewees. Dis was so vanaand. Maar ouma Miriam se blik soldaatjie. En my kind en die heel almal lief. Jy het die Here kinds mooi ingekleed. Deur jou onuitveebare liefde, wat jy vir my, jou body, en so baie ander mense gegee het. Het jy hartig geïnspireer en drome laat waar word. Jy het trane van hartseer verander in strome van blydskap. Jy het eensames uit hoekies gaan haal en geselskap toegebring. Jy het ingenooi sonder om toegangsgelde te vra. Jy het die mooiste glimlagte uitgedeel wat weer glimlagte terugweerkaats het. En jy het aanhou uitdeel selfs wanneer die wat terugweerkaats eeuwig mee gewees het. Jou beginsels was rotsvast en jou waardes het net soos diamante nooit geskuif of beweeg in 'n druk nie. Jou glimlach skyn 'n diep oranje van warmte en skitter oor die see heen die blindste moed. Met jou glimlach het jy koue vertrekke in die lig van 'n oogknip opgehelder en so thuis laat voel. Jy het sonskyn uitgedeel op lande waar die son jou helder skyn so lewensnodig gehad het. Jou groen oë is kyklense wat tot in die diepste kamers van mense harte gefokus het. Met hierdie diepe ingesluitheid het jy mense verstaan soos wat Jesus mense verstaan. Jy het verby die wêreldse gewoonthede gekyk en ingezoom op die mooiste siele verstaan, soos net jy kon. Jy het geluister met soveel deegsaamheid en nie net gehoor wat mense sê nie, maar werklik geluister wat hulle bedoel. Jou luister is soos die duidelikheid van die lig self erbij. En jou luister het onthou. Nie net vir 'n oomblik nie, maar met 'n herinnering wat altyd oor weer opgehelder het, as jy jare later by die naam vra, en die naam onthou, en weer vra. Waar jou lewe jou klere probeer verbyk het jy heeltemal 'n nuwe kleurskema op die geleideskoop geskep. Een wat dieper is, een wat nooit kan verleer nie. Jy het jou lewe volgemaak met die mooiste uitnemende klere, deur net jy te wees. Om altyd op God te vertrou, om in elke oomblik te weet, hy is in die leer. My eerste movie memory saam met my mamma het so spesiaal ook ons laaste een geword. Ek het hierdie fliek soveel kere gekyk, dat die eerste videokaset uitgerafel het. En sy het vir my sonder om te vra of ek antwoord. Want sy het gesien hoe baie ek dit geniet het en hoe tyd het gemaak. Elke keer op die wending van die fliek, sal ek soos soveel ander geheil het. Maar eers vandag verstaan ek werklik sin as 'n seere hart. Dis daar werklik ons geskik is. En ek kan die jare my mamma of my geleer van waardes van mense woord. Ek kon nie het graag gesê het, seker toe ek by was nie. En sy vandag nog sê ek ook nie van as ek die verhaal was nie. Sy het net in as prakterapeut gevat en vir my gesê, dat sodra ek praat en spreek, asof my hele boksel kiekets koop. Maar die eerste les het ek al mooi gesê. En mama het daar wat gehou. Vandag nog as kiekets my heel gaan sluit. Sy het my deel al menswees geleer van nederigheid, om die beste te wees, maar nie te dink, jy is beter as iemand enig iemand, om jy man te staan, maar nie om geskik te wees. Om te onthou, daar sal altyd slimmer en beter en mooier en nader as jy wees, maar dat jy jouself net in jouself hoef te meet, en niemand anders nie. My mama was my hele wêreld gewees, en nou is daar die wêreld losgeskik. Maar soos sy my geleer het, is dat mooi om raak te sien in elke oomblik. Kyk my hierdie oomblik vandag. Hierdie oomblik waar elkeen van julle vandag nie klaar is om al lewe te vier. En terwyl ons almal hier sit, die wete saam met ons dra, dat ons almal
haar lewensboek saam met haar mooi uitgekleed het, terwyl ons die kans gehad het om dit te kan doen. Die trane wat ons huil, is bewys van hoeveel sy ons almal beteken. Hoe lief ons pa is, en hoe baie ons haar mis, en nog gaan mis. My trane vandag is trane van dankbaarheid, dat die Here besluit het om my te seën, om die seën te wees vir haar, en van die beste mama, ouer, vrou en mens. My mama, ek het eintlik vir jou gesê dat ek dink dat mama wees die landskap van jou hart vir ewig verander. Ek smaal dan in liefde en weet dat jou mama hartslandskap wyd, pragtmooi en vol liefde is. Dit is al hoe dit kan wees in die hart van die beste mama in die jaar. Today I'm happy to say that there are no regrets between us. Nothing that we could have, or would have, or should have. There is only love, calm, peace and joy. Joy that we will see her one day again. Joy that we have a choice to love the way she loved. Joy that we have her example to follow, so that we can truly live like Jesus wants us to live. En mama het in haar 58 jaar op aarde, 158 jaar sy herinnering gemaak, 100 keer meer mense aangeraak en so geleef dat elke sit in die saak maak. En mama, jy het oorwin. Jy het jou lewe voluit geleef, altyd met God in jou hart en in jou gedagtes, by jou en rondom jou, in elke facet van jou lewe. Soos Job het jy nooit van jou geloof verwantrouw nie. Soos Daniel het jy nooit opgehou om te vertrou nie. God het jou nooit verlaat nie. Hy het jou hand nooit gelos nie. Hy het jou gehaal op sy perfecte tyd. Want het was in sy perfecte wil. En mama, ek sal opkyk my sterre en weet dat jy by Jesus is. In vrede en in liefde. Ek sal jou vaandels aan jou dra en jou altyd trots maak. Ek is lief vir jou en res die jaar, altyd tot die vrede wag. Jou beste wil. Dankie. Baie dankie Letitia, Niels, Marlie, Gary en Werner. Wat julle hulle ryklik seën. Ons staan nog aan ons saam sing. What a day that will be when our Jesus ushers. Promise
by die siete, baie dankie dat jy dit plek neem. Maar luister net gou na die bedankings. Bernhard is ook. Baie dankie vir elkeen wat hier is vandag. Baie dankie Pastor Johnny vir die woord wat hy vandag gebring het. Die woord wat ons almal saam met ons kan dra. Tannie Letitia, dankie vir die mooi begeleiding. Baie dankie aan almal wat hier is vandag, almal wat van ver af gekom het en ook almal wat kyk op die livestream. Dankie dat julle tyd maak om saam te kyk. Henny en Sorette Jager, dankie dat julle eerste dag was. Die Sondag toe mamma weg is, om ons by te staan. Sorette, dankie vir daai gesprek wat ek en jy gehad het saam met mamma. Dankie om Edie en Tannie Adrie Ferreira, wat ook Sondagmiddag na ons toe gekom het. Julle teenwoordigheid het so baie beteken. Baie dankie vir Derek van The Funeral Home, wat van mamma op die plaas kom haal het laat Sondagmiddag en veilig Witbank toegebring het. Baie dankie vir Meelskoeke Moer, Nadia Tersa, Michelle en Johan vir julle pykdiens deur hierdie moeilike tyd. Dankie aan Adele Wolker vir die voorbereiding van die soetappies. Dankie aan Annelie en haar span van The Daily Coffee in Middelburg vir die baie mooi suidplatters waarvan mamma altyd so baie gehou het. Dankie vir die span van ABJ Onkologie in Witbank en Pretoria, wat mamma so welkom en tuis laat voel het. Sy het elke dag vir hulle gevra of hulle opleiding kry om so vriendelik te wees. Baie dankie vir John van LM Streaming vir die livestream. Baie dankie vir almal wat vir my en vir ons bystaan deur hierdie ongekarteerde tyd. Dankie vir elke kaartjie, elke sjokolade, elke bos blomme, vir elke bel, vir elke saamhou, elke stemmnota, elke boodskap, elke hartjie en elke ons dink aan jou, en elke gebed. Ek sê gister vir iemand, elke dink, elke gedagte, elke keer as iemand vir my sê ons dink aan jou, vat jy 'n stukkie van hierdie ongelooflike seer. Jy dra dit saam met ons. En dan wil ek net sê baie dankie aan my twee awesome maatjies wat hier is vandag. Lucas en Jacques. Dankie dat julle hier is. Baie dankie. Dan laastens, hier so baie mense nou gesê, mamma was nie bang gewees om oor die dood te praat nie. Om oor haar eie begrafnis te praat nie. Sy het eintlik haar eie begrafnis gereël, presies wat sy wil hê. Tot die liedjie, wat sy van haar kan onthou, gesê dat moet wees op haar begrafnis. Sy het gesê, mens moet bly wees, want ons weet sy is by Jesus. Trane wat ons huil, strane van ons liefde wat ons nie nou meer weet wat om te doen nie, of waar jy dit moet gaan nie. Maar sy wil hê ons moet juig in die oorwinning wat sy het. En vir haar was dit al haar lewe so belangrik dat oorwinningslied op haar begrafnis moet wees. So dit is die heel laaste lied wat ons gaan sing vandag. En mamma se instruksies was, almal moet staan en mars, soos wat julle loop na die oorwinning. Die van julle wat dit nie kan doen nie of nie wil doen nie, is verstaan, maar sy wil hê ons moet bly wees. En ons moet rejoice in die oorwinning. Sing in my gees.
'n handeklap tot eer van die Ons wil elkeen asseblief uitnooi in die saal, jy kan daar vooruitloop of selfs hier deur. Derek, is jy daar, kom net nader. As gevra daar die laaste eerbetoning, die blommetjies hier. Kan jy so voor die blomme of hier op die mat, hier by die klein kussie, is jy welkom en dan stap jy so deur. Ek wil net 'n gebed doen, dan gaan ek vra as dit reg is met jou, Wernand, dat ons hierdie lied sing terwyl hulle so deur staan. Amen. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons deurgedra. Dankie vir al die goedheid, al die genade. En bo alles, dankie Here, dat U vir Danny bewaar het tot op daardie wonderlike dag was hy weer met U kon wees. Ons dankie daarvoor. Seën die familie, versterk in die moeilike tye wat voorlê, onderskakel met U liefde en besterk hulle deur die krag van die Heilige Gees met groot vertroosting. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons gaan die lied sing en dan stap jy sommer van vooraf die familie die eerste. Jy kan deur hierdie deur, Niels maak net vir ons daar oop en dan stap jy deur. Ek wil net noem dat as die ligte nog nie aan is nie, gaan maar deur, as ons binne 5 minute, dit is aan. Baie dankie, die ligte is aan. Stap jy deur in die saal toe en dan gaan ons daar kompeteer, koeling en iets in dit. Baie dankie Derek, die Here is hier. I've seen